Daar is 'n gevaarlike gedagte wat in ons tyd onder baie van ons mense leef. Dit is dat jou afkoms jou op 'n besondere manier aan God kan verbind. Dat daar iets in jou bloedlyn of jou volk of jou voorgeslagte is wat jou nader aan God sit as ander mense. Dit klink selfs Bybels wanneer hulle Abraham en Israel en die verbond daarby wil insleep. En as hierdie mense dan met hierdie redenasie kom, ontstaan die vraag, maar wat maak 'n mens werklik deel van Jesus se mense? Is dit jou voorgeslagte? Is dit jou volk? Is dit die geloof van jou ouers of jou kerklike erfenis? In Markus 3 gebeur daar iets baie merkwaardig. Jesus se eie bloedfamilie staan daar buite. Ander mense sit hier rondom hom. En dan gebruik Jesus daardie oomblik om self te sê wie sy ware familie is. Nou kom ons luister mooi, want Jesus se antwoord in hierdie gedeelte sny deur elke valse sekerheid waarop ons kindskap van God kan laat rus. Goeienaand, dit is lekker om vanaand weer saam met elkeen van julle die woord van die Here te kan oopmaak en verder in ons aandgodsdiens daaruit te kan lees. Ons lees dan verder uit die evangelie volgens Markus, die laaste paar verse van hoofstuk 3, vanaf vers 31. Sy moeder en sy broers het toe gekom. Hulle het buite bly staan en 'n boodskap na hom toe gestuur om hom te roep. 'n Menigte mense het rondom hom gesit. Hulle sê toe vir hom, kyk, u moeder en u broers en u susters daar buite, soek u. Maar hy sê vir hulle, wie is my moeder en my broers? Hy het die mense aangekyk wat in 'n kring om hom sit en gesê, hier is my moeder en my broers. Elkeen wat die wil van God doen, is my broer en my suster en my moeder. Hier eindig ons voorlesing uit die woord van die Here. Gelukkig is elke mens wat die woord van God hoor en daarvolgens lewe. Markus plaas in hierdie gedeelte twee groepe mense doelbewus voor ons. Daar is Jesus se moeder en broers wat na hom toe kom, maar hulle staan daar buite die huis. En binne sit daar mense rondom Jesus en hulle luister na hom. Toe Jesus hoor dat sy moeder en sy broers hom soek, vra hy, wie is my moeder en my broers? Dit kom as 'n baie onverwagse vraag, maar tog nie 'n vraag waarmee Jesus sy aardse familie wil ontken nie. Hy wil eintlik maar net sê, dit is nie bloedverwantskap wat bepaal wie werklik aan hom behoort nie. Nou kom ons dink net vir 'n oomblik oor die diep betekenis van hierdie woorde van Jesus. Hier staan mense wat letterlik in bloed en vlees aan Jesus verwant is. As enige mense 'n besondere geestelike aanspraak op verwantskap met Jesus Christus kon eis, dan sou dit hierdie mense daar buite die huis wees. En tog wys Jesus na die mense binne in die huis, die mense rondom hom, en sê dat die wat die wil van God doen, sy broer en sy suster en sy moeder is. Daarmee breek Jesus elke gedagte af dat 'n mens deur afkoms of volk of genealogie of bloedverwantskap 'n besondere geestelike plek by God kan opeis. Paulus sê dieselfde in Romeine 9, natuurlike afstamming alleen maak niemand deel van die ware volk van die belofte nie. En in Galasiërs 3 maak hy dit nog duideliker. God se belofte aan Abraham loop uit op Christus. Die wat aan Christus behoort, word uiteindelik Abraham se nageslag en erfgename van die belofte genoem. Die lyn loop dus nie van jou bloed af terug na God toe nie. Dit loop van God af buitentoe, na jou toe. Uit sy genadige verkiesing, deur Jesus Christus, na sondaars, wat hy deur sy gees tot geloof bring. Ons redding begin nie by wie ons voorvaders was nie. Dit begin by God wat genadig is. Christus
koop sy mense met sy bloed. Die Heilige Gees maak hulle lewend en bring hulle tot geloof, en deur die geloof ontvang hulle Christus en alles wat hy vir hulle verdien het. Maar nou moet ons vers 35 ook reg verstaan. Jesus sê dat sy familie die is wat God se wil doen. Dit beteken nie dat jou goeie werke jou plek in sy familie verdien nie. Dit beteken ook nie die Here kyk eers hoe gehoorsaam jy is en dan besluit hy of hy jou sal aanvaar in sy familie nie. Ja, die volgorde is presies andersom. Eers red God jou. Eers maak hy jou lewend. Eers bring hy jou deur sy woord en gees tot geloof. En dan, wanneer jy deur die geloof aan Christus verbind is, buig hy jou onder sy wil. Goeie werke is nie die wortel, die oorsaak van ons redding nie. Dit is die vrug van ons redding. Jesus beskryf dus nie hier hoe mense hulle self in sy familie kan inwerk nie. Hy beskryf hoe mense se lewe lyk wat werklik aan hom behoort. Daar het iets fundamenteel in my lewe verander wanneer ek aan die Here behoort. Ek is nie meer my eie hoogste gesag nie. Jesus is my Here. Sy woord is reg. En as ek teen hom sondig, probeer ek nie my sonde regverdig nie. Ek bely dit, daagliks bely ek dit, en keer ek weer terug na hom toe. Dit is waarom ons baie versigtig moet wees vir enige leer wat sê dat 'n mens op grond van jou bloedverwantskap of jou volk, jou vermeende Israelitiese afstamming of wat ook al 'n besondere geestelike aanspraak op God se verwantskap het. As jy dit doen, plaas jy jou vertroue in iets anders as in God self. Moet daarom nie vanaand vir die Here jou stamboom kom aanbied nie. Moenie kom sê, Here, my mense was nog altyd Christene nie. My pa en my ma was diep gelowige mense. My voorouers was Christene en gelowiges nie. Of ek behoort aan die regte volk, of ek het die regte afkoms, daarom is ek u kind nie. Jesus vra iets baie nader aan jou hart. Hy vra vir jou, doen jy die wil van God? Want daarin word sigbaar dat God jou deur Jesus Christus geroep het om aan hom te behoort. Bekeer jou van elke valse grond van sekerheid. Vertrou Jesus Christus alleen. En as jy sê dat jy aan hom behoort, moenie vrede maak met 'n lewe wat doelbewus teen God se wil kies nie. Bloed kan jou aan 'n aardse familie verbind. Net God se genade in Christus kan jou in sy familie bring. En waar hy jou syne maak, begin hy jou ook leer om onder sy wil te buig en sy wil te doen. Amen. Kom ons bid dan nou eers saam. Hemelse Vader, dankie dat ons nie op ons afkoms, ons volkverwantskap, ons familie of ons eie werke hoef staat te maak nie, maar dat ons redding by u genade begin en dat dit alleen rus in Jesus Christus. Bewaar ons tog daarvan dat ons sekerheid sal soek in enige iets buiten Jesus Christus. Gee ons tog ware geloof in hom, Vader. Vergewe ons ook waar ons ons eie wil bo u wil stel en leer ons om onder u woord te buig. Here, maak ons deur u Gees gehoorsaam, nie sodat ons daardeur u guns en u kindskap kan verdien nie, maar omdat ons reeds deur Jesus Christus aan u behoort. Laat ons dan ook vanaand rus in die genadige wete dat u ons, sondaar mense, in Christus u kinders noem. Amen. God se woord keer nooit leeg na hom terug nie. Hy gebruik dit om mense se harte en lewens te verander. Stuur daarom hierdie opname aan iemand wat vandag nodig het om die woord van die Here te hoor.
Vir nog Bybelvoorlesings en skrifgebonde woordverkondiging, volg gerus Gelowig op Pad op Facebook of YouTube of sluit aan by die WhatsApp-kanaal waarvoor die skakel hieronder gegee word. Tot 'n volgende keer, vrede vir jou.